Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. As mense papier skeur, kan jy duidelik sien dat hy in 2 dele is, en dat hier 'n skeur plaasgevind het. As jou hart skeur, sien jy dit nie raak nie. Maar dit is 'n realiteit waarmee jy kan leef. En die verdeeldheid wat daar in ons is soms baie groot. Leonard Bernstein, die digter, sê, "What I say, I don't feel. What I feel, I don't show. What I show isn't real. What is real, Lord? I don't know. No, I don't know. I don't know why. Every time I find a new love, I wind up destroying it. I don't know why I'm so freaky-minded. I keep on kind of enjoying it. Why I drift off to sleep with pleasures of deep resolve again. Then along comes the day, and then suddenly they dissolve again. I don't know. What I need, I don't have. What I have, I don't own. What I own, I don't want. What I want, Lord, I don't know." As daar woorde is wat hierdie verdeeldheid wat baie van ons is uitbeeld, is dit hier. Ons wil, maar ons dink nie ons kan nie. Ons voel nie ons gaan nie, want ek is bang daarvoor. Ek dink en droom oor ander moontlikhede. Kan jy die verdeeldheid, emosies, denke, wil, verbeelding, gewete, heeltyd uitmekaar geskeur in die binneste. Gerald May vergelyk dit met 'n rivier en sê dat ons binnekant dikwels soos 'n rivier is wat 'n klomp sytakke begin te vorder. Hy koppel dit ook aan energie en hy praat daarvan dat dit lei dat daar 'n groot afname is in energie, want die hoofstroom van my lewe word van gesteel, word van gevat. Nou, ons leef in 'n kultuur, en as gevolg van die spesialisasie miskien, word hierdie verdeeldheid versterk en aangemoedig. Almal gee lippediens tot eenheid, tot integrasie. Dink byvoorbeeld, ek by universiteit studeer met 3 fakulteite, net 3 fakulteite, medies, sielkunde en spiritualiteit. Die 3 departemente het nie baie met mekaar gepraat nie. Was half 'n kompetisie. Dit was so erg dat die mediese en sielkunde departement dit eens het dat hulle wonder of spiritualiteit nog steeds as 'n wetenskap erken kan word. Die universiteit het in die middeleeue ontstaan as gevolg van spiritualiteit en is deur priesters begin in die middeleeue. En nou kan ek kyk, hoe kyk ons na die funksionering van 'n mens? Dis drieledig, dit word opgedeel. Dis hoe ons kyk na siekte ook. Siekte is medies, word eerstens medies, dit behandel, benader, fisiologies. En dan, wanneer ons soms sê, ja wel, daar is 'n sterk psigologiese komponent daarbey, dan kom die sielkunde by ter ondersteuning. Dit is 'n verdeling van die mens wat plaasvind. Die uitnodiging van die Bybel is een. Die mens is een. Ons kan onderskei, maar ons kan nie skei nie. As jy bewus raak daarvan, dat daar 'n groot verdeeldheid in jou binneste is, met jou denke, met jou lyf, met jou begeertes, met jou drome, wat doen jy daarmee? 'n Baie algemene manier is om dit te onderdruk. Onderdrukking is nie 'n oplossing nie. Dit kom uit op baie maniere. Onlangs se boek The Body Keeps Score is die skrywer
op 'n baie oortuigende wyse aangedui oor hoeveel van ons siektetoestande vandag te doen het en direk verband hou met ons emosionele toestand. Dit help nie om te ontken nie, wat baie naby aan onderdrukking is, of om te ontvlug nie, deur iets te gebruik om te verdoof, om net dit stil te maak, weg te kom daarvan. 'n Ander manier is om te berus daarbey en te sê, maar dit is nou maar hoe die lewe is, en dit is nou maar hoe ek is. 'n Begeerte na verandering laat ons baie keer met 'n vrees. Kan ek dit doen? Wat gaan met my gebeur as my krikke nie meer daar is vir my waarmee ek kan loop nie? Die Here se uitnodiging is egter om te kies na die pad na heelheid toe. Julle moet goed luister na wat ek vir julle sê, sê die Here. Dis 'n koneksie en 'n verhouding met hom. En as jy die wet lees, die wet wat opgesom word in die 10 gebooie, dan gaan dit oor 'n ek, u, ek, jy, ek, dit verhouding. Die verhouding met die natuur, die verhouding met mekaar. Luister en doen en hê hierdie oriëntasie. Hierdie manier van gaan na jou lewe toe. Gerald May het 'n oefening en hy nooi ons almal uit om te sê, kom ons gaan sit aan 'n tafel en ons nooi alles wat ons is en wat ons het na die ete toe. As jy bang is, nooi die vrees en sê welkom. Kom sit. As jy moeg is, as jy verlang, nooi al die emosies om saam te sit voor God. Ek maak nie weg met 'n deel van my nie. Alles van my mag hier wees. Dis net die begin van integrasie. In die genade om net vir 'n oomblik met dit alles te sit, dit waar te neem, met dit te wees, is 'n groot geskenk. Is die begin van 'n pad van integrasie. Dis natuurlik op die voorbeeld van die Psalms, waar Dawid gaan sit en hy erken sy gevoelens, baie slegte gevoelens wat hy het, deurmekaar gevoelens, verkeerde gevoelens waarmee hy sit. Maar dis hoe dit is. Erken die realiteit. Hy bely dit, hy sê dit. En daar begin die proses. Een van die groot goed van alles wat ons voel en dink is dat dit verbygaan. En soveel mense wat dit beoefen om net daarmee te sit van tyd tot tyd, ervaar hoe die krag daarvan ontneem word van 'n bitterheid, van enige emosie waarmee jy sit. En hoe dit uiteindelik begin te taan. Alles gaan verby. Deel dit met die Here. Dis die eerste stap. En is iets wat jy nou kan doen op die pad van integrasie. Om alles heel te maak en by mekaar te kan bring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie. Vir die woord wat U vir ons gee. En dankie vir hierdie pad wat U gestap het. En waarna toe U ons uitnooi. Ons vra U om ons die genade te gee om dit te kan doen. Te kan erken. Te kan sit daarmee. In Jesus se naam. Amen.